Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug by die groot ontbyt. Christel Cornelissen het nou net uit die pap nat weer uit hier ingestap. Sy het gesing in die reën en sy het haar sambreel opgehang en nou is sy gereed om die koerantstories van die dag met ons te deel. Baie welkom. Jy lyk darem nie hoog en droog nie. Wat 'n intro. Ek klink soos Mary Poppins. Nat is beter as gespat. Ja, nee, dit is so. Christel, ek probeer maar net grappies maak want ek moet vir jou sê, ek was so ontstig. Veral oor om te leer, om te besef dat ons president by diktators gaan kuier het en dis eintlik al hulle dade wat hulle doen teen die mense om goedkeur. Maar voordat ons daarby kom, die NSFAS wat onder administrasie geplaas is, dink jy dis 'n goeie ding? Dink jy dit gaan help? Mens kan wel seker sê dit is hoogtyd. Dit is hoogtyd. Die probleem met die skema is, hier is die derde keer dat hulle onder administrasie geplaas word. Die vorige keer was in 2024, ek kan nie onthou wat die vorige keer was nie. So, hier is amper nie amper nie, hier is 100% 'n geskiedenis van wanbestuur by hierdie instelling. Ek dink hulle begroting vir hierdie jaar is iets soos 51 miljard rand. Dit is ongelooflike bedrag geld waarvan ons praat. Hulle help omtrent 1 miljoen studente met finansiering, hulle kyk na behuising, jy weet, hulle help jou deur hoër onderwys. So hulle speel 'n ongelooflike groot rol. Jy moet onthou, en jy weet vir baie mense is opleiding, verdere opleiding, is die enigste manier uit armoede. Dit is die enigste manier hoe jy die siklus breek van ek bly ook in 'n armsalige huisie, ek werk ook vir minimumloon, ek leef ook van hand tot die mond. So hulle speel 'n ongelooflike groot rol in die toekoms van Suid-Afrika. En soos ek sê, hierdie is die derde keer dat NSFAS onder administrasie geplaas moet word. Ek weet nie, dit skep in my kommer oor die erns wat ons regtig het om dit reg te ruk. Nou ja, hulle het 'n administrateur aangestel, Slingani Matibula, nou hulle sê hy het baie bestuursvaardighede. Die minister Boetie Manamela sê, hier is nie bloot 'n administratiewe entiteit nie, maar 'n kritieke instrument in Suid-Afrika se demokratiese projek. As dit so kritiek was, sou 'n mens dink dat hierdie probleme lankal reggerig moes word. Weet, dit is amper soos 'n geldkietie vir tenderpreneurs. Die spesiale ondersoekeenheid moet kyk na tenders wat toegeken word. Ons kan nie langer so aangaan nie. Jy weet, kinders jong mense word ontneem van 'n toekoms. Hierdie is belastingbetalers se geld. Wat het die vorige 2 kere met die administrasie gebeur? Het ons besluit alles is uitgesorteer. Daar was bedankings by die raad gewees. Weet, daar was, soos ek sê, die SOE se ondersoeke na tenders wat toegeken is. Ek dink hulle moet nou 'n bietjie daad by die woord voeg en daadwerklik iets doen. Ons kan nie oor 2 jaar weer hier sit en sê NSFAS is vir die 4de keer onder administrasie geplaas. Ons gaan nou weer probeer. Nee, ek wil weet wanneer gebeur die verandering? Waar ons gaan, okay, dit werk nie, dit moet verander. Wanneer begin ons mense, want dit voel vir my of ons al meer hoor van instansies waar ek weet nie wat onder administrasie geplaas moet word, waar geld verkoos moet word, soos jy noem, dis die belastingbetalers se geld en ek gaan hou op, ons geld mors en gebruik dit. Ons weet ons jeugwerkloosheidssyfer is van die hoogstes in die wêreld, verstaan? Absoluut. Hierdie is waar dit aangespreek moet word en tog is ons nie besig om dit te doen nie. Waar gaan die geld heen? Dit beland in iemand se sak. Ja. Jy's besig om mense van 'n toekoms te ontneem. Jy het geen reg om dit te doen nie. Nee. Mense hoort agter tralies. Dit is eenvoudig onaanvaarbaar. Ons kan nie 2 jaar later weer hier sit en sê ons is weer onder administrasie, niks het verander nie. Nee, presies. Christel, dan het ons almal gister so 'n bietjie na ons asem gesnak toe ons sien hier gaan pryse nou weer op. Ja, ek het ons my sambreel hier aangevlieg gekom sê ek het geen probleem met die brandstofprys nie. My sambreel gebruik gelukkig nie diesel nie. Dit is absoluut skrikwekkend. Dis meer as R6 duurder. Nou ja, dit is die brandstofprys is tot 'n groot mate buite ons beheer, maar ons moet onthou dit is tot 'n groot mate buite die meeste lande se beheer. So hier is nou die tweede maand van baie groot prysstygings. Waarna ek graag wil verwys is 'n studie van Discovery Insure waar hulle bevind het, so hulle gebruik telematika, die data wat hulle insamel van motors, vragmotors. Wat bevind het die afgelope maand het motoriste hulle brandstofverbruik met 35% verminder oor 1 maand, reeds met 'n meer as 'n derde verminder en hulle ritte met 10%.
So die totale afstand wat mense gereis het is 9% minder. En brandstoftransaksies het in dieselfde tyd met 28% gedaal. Nou moet julle in gedagte hou wat 'n rimpeluitwerking dit op die breër prentjie het. So as 'n reël is brandstof as nie diskresionêre besteding beskou, beteken dis iets wat jy moet betaal. Jy moet by die werk kom. Ons het nie byvoorbeeld 'n tram wat met elektrisiteit werk. Ek kan van my huis af kom tot by julle met elektrisiteit. Ek moet brandstof in my voertuig gooi. So ek het nie eintlik 'n keuse nie, selfs as ek 'n minibus taxi gebruik of 'n langafstandbus, alles gebruik brandstof. So mense het nie eintlik 'n keuse nie. So wat hulle nou doen is, het ek nodig om hierdie rit af te lê? Het ek nodig om my tank vol te maak? Kan ek bekostig om my tank vol te maak? En dit het uit die aard van die saak 'n uitwerking op, net om te begin by elke liewe enkele vulstasie. Ja. So ewe skielik is hulle inkomste krimp ook. Jy weet die prys van brandstof, jy moet vir brandstof betaal voordat dit afgelewer word. So jy weet as dit R6 op is, beteken dit vir elke liter wat 'n vulstasie koop, sit jy R6 argumentshalwe by. So daai bedrag styg ewe skielik so, maar jou transaksies word minder. Mense kry swaar. Ja. En soos ek sê, hier is nie 'n Suid-Afrika probleem, hier is 'n wêreldwye probleem. Die straat van Hormuz en die chaos daar raak almal van ons. Die probleem in Suid-Afrika dink ek is ons is nie so veerkragtig teen skokke nie. Nou jy kan sê, jy weet, ons moes dalk al lankal in bankrotskap gewees het. Dit baie keer voel ons is regtig baie flink op pad soontoe. Baie van ons mense is werkloos. So dit is die lyntjie tussen okay wees en nie okay wees nie. So fyn. Is baie dun. Ek wil daarbey sê en daai lyn tussen mense wat op 'n minimumloon leef ook en dan dink ek aan huiswerkers en soos jy genoem het, jy daai taxigelde gaan ook op. So nou sit jy met die keuse van okay, ek kan nie meer tot by die werk kom nie. Ek gaan vir my baas vra, kan ek 'n salarisverhoging kry? My baas gaan heel moontlik gaan, nee, dan kan ek jy ongelukkig nie aanhou nie. So die siklus, ongelukkig of jy wil hoor of nie, gaan al hoe groter raak. Absoluut, dit is 'n enorme uitwerking. Huiswerk byvoorbeeld is 'n groot rol. Iemand wat in die bank werk, jy moet opdaag. Ja. Julle twee moet hier sit. Julle kan waarskynlik aanlyn aanskykels nou nie is ideaal nie. Jy weet ek kan ook van enige plek in die wêreld werk, maar as ek in die bank werk, moet ek Daar sit. wees. Hierso as ek 'n kassier is, moet ek in die winkel wees. Ek kan nie sê ek werk van die huis af vandag Nee. geleer want brandstof is besig om my dood te maak. En daar's soveel duisende Suid-Afrikaners wat nou letterlik voor die keuse moet staan van gaan ek nou hierdie hoeveelheid geld spandeer om te gaan werk soek vandag of om 'n piece job te gaan doen vandag of gaan ek eerder by die huis bly want dit die kos ander ding. meer. Dis nie die moeite werd om vir R20 of vir R100 te gaan werk nie. Ja, want jou vervoerkoste kos jou argumentshalwe R80. Jy weet so dis heeltemal 'n geldige punt. Ja. Ons ekonomie is eenvoudig nie veerkragtig genoeg om hierdie skokke te wel onbepaald te absorbeer. Geen ekonomie kan dit onbepaald absorbeer, maar ons is regtig gevoelig. Ja. Nou goed Christel, nou moet ons praat oor Ramaphosa wat besluit het hy gaan Moet so aan. net 'n lekker feestelike besoek aan een van die groot diktators in Afrika aflê terwyl albei van hulle die Zimbabwese mense verdryf, party van Suid-Afrika se kant af, 'n party van Zimbabwe self se kant af, en dit in die agtergrond dat hy geswyg het oor die feit dat sy oppositieleier, Mnangagwa se oppositieleier in hegtenis geneem is saam met joernaliste en meer vroeër die jaar. So wat sê dit vir ons? Is dit 'n klap in ons gesig? Probeer hy nou vir ons wys julle ek is maar net 'n skyn mens wat nie regtig omgee vir ander mense nie. Ek weet nie wat dit vir ons wys nie so aan. Ek weet nie, die Bybel sê mens word aan jou vriende geken. En in hierdie geval is dit vir my kommerwekkend. So hier was 'n nie amptelike besoek van president Cyril Ramaphosa aan die Zimbabwese president Emmerson Mnangagwa. Ek dink nie vir 'n president is daar iets soos 'n nie amptelike besoek nie. Ek dink as jy by jou ma gaan kuier oor Kersfees kan jy dalk dink aan 'n nie amptelike besoek. As jy dan 'n groot kerkdiens bywoon, dan is dit weer nie 'n nie amptelike. Dit is nie amptelik, maar jy is die president van Suid-Afrika en jy verteenwoordig Suid-Afrika ongelukkig die hele tyd. Nou hy het op die Zimbabwese president se plaas gaan kuier en nou moet jy onthou, Zimbabwe word gekenmerk al jare en niks het verander die laaste plek nie. Daar is deurlopende menseregte vergrype. Daar is staatsgedrewe geweld, daar is arbitrære inhegtenisnemings, daar is die inhegtenisneming van aktiviste, daar is 'n aanslag op die media. Is dit die soort vriende aan wie ons geken wil word? En dit is wat die DA ook gesê het, jy weet, waarom gaan kuier ons president op 'n diktator soos hulle dit noem se plaas? Daar was ook twee sakemanne by die besoek gewees. Hulle staan bekend as die
Zimbabwe se Guptas, 2 omstrede sakemanne. Die DA se kritiek hier was dit lyk nie asof ons president enige belangstelling het in streekstabiliteit, in die handhawing van 'n demokrasie, van basiese menseregte. Ek dink nie jy kan daar gaan staan en met 'n skoon gewete sê alles is oukei nie. Alles is nie oukei nie. Die miljoene Zimbabweërs wat in Suid-Afrika is vir jou aanduiding dat alles nie oukei is vir jou buurman nie. Dit is ongelukkig nie die eerste keer wat ons presidente in Zimbabwe gaan kuier nie. Meeste van ons presidente het ook vir wyle Robert Mugabe ondersteun, ten spyte van wat hy ook gedoen het. My probleem in hierdie storie lê by die feit dat ons sekere lande se menseregte ondersteun, maar ons buurlande en hulle burgers se menseregte ondersteun ons, vir my, na mate jou besoek, dan nou nie. So hoe besluit ons wie se menseregte ons besoek, maar wanneer dit naby is, eintlik in ons op ons voorstoep is, daai mense ondersteun nie, en jy is heeltemal reg, dit is 'n klap in die gesig, nie net vir Suid-Afrikaners nie, vir die burgers van Zimbabwe. Waarvan die helfte in Suid-Afrika probeer oorleef en vir wie ons dit reeds moeilik maak om hier te wees. Dit lyk nie vir my asof Ramaphosa gegaan het en vir hom probeer sê het, "Hey buddy, wil jy nie maar probeer demokrasie toepas in jou land nie?" Nee, hulle het lekker skaap gebraai en gechat oor al hulle weelde wat hulle uit ongeldige plekke kry. Ek is baie jammer, maar dit is vir my verskriklik ontstellend. Ek hoop regtig dat ons kan onsself nie voorhou as die morele polisie van die wêreld. Ek het net gister weer gelees van die Sudan. Dit word bestempel as een van die grootste krisisse van ons tyd. Die vergrype wat daar afspeel, die ontworteling. Dis net hierbo, meneer Ramaphosa. Maar ons is na die internasionale geregshof toe. Ons is die morele polisie, maar net wanneer dit ons pas. Ja. Wanneer dit ons nie pas nie, gaan braai ons in Zimbabwe op 'n plaas. Nee, regtig, ons moet begin, as ons in leiersposisies is, moet ons opstaan vir reg en geregtigheid, of dit nou jou maatjie is of nie. Baie dankie dat jy kom kuier het. Ek hoop jou sambreel bring jou weer veilig terug by jou bestemming, Christel. En bly ingeskakel, ons gesels nou oor hoe om af te tree in onseker tye. Aluma Capital, altyd aan die groei.